Goeiedag weer eens, ek groet u in die naam van Jesus Christus en ek verwelkom u by les nommer 46 van die weg. En ons gaan vervolgens nou aangaan by die vorige les, maar ook aansluitend by van die vorige lesse. Maar dit gaan daarop neerkom dat in hierdie les gaan ek konsentreer om met u te behandel hoe om ons geloof te aktualiseer, te aktiveer en te praktiseer. So kom ons gaan kyk eerstens na Josua 1 vers 7 tot 9. Dis op die notas, is ook in die Bybel, maar jy kan besluit waar jy dit wil volg. Wees net baie sterk en vol moed. Weet jy wat? Dis 'n ernstige saak om klaar te speel met die wêreldsheid en die duiwelse werke en die duiwelse verleiding en dat die duiwel ons wil ingryp in sy duisternis en ons te beïnvloed met alles wat vyandskap teen God is. So ons moet vasbyt. Dis wat Josua 1 ook vir Josua gesê het, dat hy moet oorneem as leier oor die volk van God, om die volk in te lei in die beloofde land. En daarvoor moet jy baie sterk en vol moed wees, want die duiwel wil nie hê iemand moet die beloftes van God in besit neem nie. En tot vandag toe, in hierdie dag wat ons lewe, is die hele wêreld teen Israel gekant. Israel is in die beloofde land. Hulle het nie eers meer alles wat die Here vir hulle beloof het nie, want die vyande van God en van Israel veg om dit wat God vir Israel gegee het, om dit by hulle weg te vat. En ons moet weet dat ons wat die Here Jesus lief het, die duiwel is nie tevrede dat ons die Here as ons herder het, en net vir hom volg nie. Die duiwel wil hê, ons moet nie Jesus gehoorsaam, in hom glo nie, eerder twyfel, baie vrae en krities wees, en dan eerder vir die duiwel moet glo, en hy is nogal die vader van die leuns. Dis ironies, maar daar is meer mense wat vir die duiwel luister, as wat daar mense is wat vir God luister. God is die waarheid. Maar die duiwel is die vader van die leuns. Hy is die mense moordenaar. So ek wil hê, jy moet verstaan, hierdie is 'n ernstige saak. Hy sê in Josua 1, ek lees dit weer vir u, van vers 7 tot 9. Wees net baie sterk en vol moed, om nougeset, jong, jy moet seker maak, jy doen dit presies, om nougeset te handel, volgens die hele woord van God. Soos wat Moses my knegt, my in die Ou Testament gevolg het, Josua, so moet jy voortgaan om my volk, die volk van God, in die beloofde land in te lei, want ek gaan nie dit doen nie, God het anders besluit. En nou sê die woord vir Josua, wat moet hy maak? Hy sê, wyk nie daarvan regs of links af nie. Met ander woorde, glo God se woord, glo God se gebooie, glo alles wat God vir ons gegee het, om ons lewens daarvolgens in te rig, en hom te volg, totdat ons in die beloofde land ingegaan het. Hy sê dan hierso, hierdie wetboek mag uit jou mond nie wyk nie. Maar hou op om twyfel te praat, hou op om dinge te praat wat God nie gesê het nie. Duiwel gaan nie jou oor fluister, net soos wat hy in die oor van Eva gefluister het. Hy gesê, dis het so dat God gesê het. So die duiwel gaan elke dag vir jou aanval, en vir jou probeer laat twyfel, want twyfel gaan jou nêrens bring nie, behalwe agter die duiwel aan. So, u moet erns maak met wat God sê, en soveel erns dat u dit glo, en nie net glo nie, maar gehoorsaam.
Geloofsgehoorsaamheid is die doelwit van ons hier op aarde, is om het gehoor uit God se woord, hoor wat God se woord sê, glo dit en praktiseer dit, doen dit. Hierdie wetboek mag uit julle mond nie wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat julle nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees. Ons praat van die weg. Ons weë is nie die Here se weë nie. So ons moet bekeer na God se woord, sodat God se weë ons weë kan word. God se gedagtes ons gedagtes kan word. Dis waaroor hierdie hele kursus gaan. Dis waaroor hierdie hele sending aksie van God gaan, is om sy kerk terug te kry na net sy woord. Nie mense opinies nie, nie duiwelse leuns nie, net God se woord. En u sal moet sterk wees. En u sal moet fokus. En u sal moet vashou om nougeset volgens God se woord te dink, te praat en te doen. Al drie daai. Nou, hy gee vir ons hier 'n aanduiding hoe ons dit moet doen. Hy sê bepeins die woord dag en nag. Maar hoor, jy moet nie bepeins wat doen Hamas nie, jy moet nie bepeins wat doen die terroriste nie, jy moet nie bepeins wat doen die mense wat afgode dien nie, jy moet bepeins wat sê God se woord. Maar hoor, as jy heeldag nuus luister en nuus lees en kyk wat doen die wêreld en wat doen die duiwel deur die mense in die wêreld, dan gaan jy begin dink soos die wêreld dink, jy gaan begin praat soos die wêreld praat, en jy gaan geen geloof hê nie. Nou, maak 'n besluit om God se woord nougeset te volg. Deurdat u, wanneer u dit lees of luister en hoor, dat u dit ter harte neem, dat u dit vashou en dat u dit glo. Maak dit vas in die hart. En dan moet jy dit bepeins. Dit beteken jy dink oor en oor en oor. Die woord bepeins in die oorspronklike Hebreëus beteken eintlik die volgende, is om die ma's het hulle babetjies se kossies eers fyn gekou in hulle mond met hulle speeksel, en dan het hulle dit, as dit nou die regte formaat, of as dit nou die regte ding is, soos wat hulle weet, dit moet wees, dat die babetjie dit kan verteer en in sy mond kan, of haar mond, te kan ontvang en dit te kan insluk en appropriate is die Engelse woord, om het te verteer en deel van hulle liggaampies te maak. Nou, dit is wat bepeins beteken, dit is om die woord, soos 'n ma, die kossies kou en kou en kou, totdat dit reg is, totdat dit verteerbaar is vir 'n kind. Want 'n kind moet nie 'n kind bly nie, 'n kind moet gevoed word totdat die kind groot word, totdat die kind volwasse word. Nou dit geld vir die fisiese kos, maar ook vir die geestelike kos, dat jy moet, wat daar staan, moet jy oor en oor bepeins. Hier staan nou byvoorbeeld, sê net maar, bepeins die wetboek dag en nag, bepeins die wetboek dag en nag, bepeins die wetboek dag en nag, bepeins die woord van God dag en nag, bepeins die woord van God dag en nag, memoriseer die woord, hou aan, totdat dit deel van jou lewe word, dit in jou gees ingeplant is, en van daar af jou gemoed vernuwe. Dis hoe dit plaasvind. Dat is nie 'n ander manier nie. Sodat ons kan nougeset handel, uitvoer, praktiseer wat in die woord geskrywe staan, want ons bepeins dit, maak 'n deel van ons hele lewe, geestelik, in ons gemoed vernuwe, in ons gees ingeplant, en ons word deurdrenk met God en sy woord. Nou moet jy verstaan dat as u God se gedagtes wil hê, dan moet u dit doen wat nou hier so staan, wat ek nou met u bespreek. U moet God se woord memoriseer, u moet hom oor en oor en oor en oor bepeins, bedink hom, totdat hy ingesak is in jou gees, en van daar jou siel sal red. Jou siel is jou denke. Dan begin jy dink soos God dink.
Nou hierdie lesse wat ek onlangs met u gedoen het, vanaf les 43 tot en met 46, het dit ten doel om u te help met u geloofsgehoorsaamheid, om dit te praktiseer, om dit in te oefen, totdat dit deel van u lewe is, dat dit 'n gewoonte geword het, om dit te doen totdat u die woord so in u ingebed het, ingedrink het, deur herhaling en daaroor te bepeins en dit oor en oor te sê, dat dit deel van u lewe word. Vanuit u gees, my hand daar, vanuit u gees hierso, totdat dit u siel gered het. Kom ek gaan vir julle 'n voorbeeld doen. Laat ek net weer sê voordat ek nou die voorbeeld vir u verduidelik. U moet hierdie ding doen om God se woord deel van u hele wese te maak en dit te herhaal. Dan sal God en sy koninkryk en sy geregtigheid vir u 'n werklikheid word. Jy gaan nie sommer net eenmaal 'n versie lees en dan is dit nou klaar nie. Dit werk nie so nie. U moet die woord memoriseer, u moet dit oor en oor lees, weer en weer en weer, dit bepeins tot dit deel is van u lewe. Deur volgehoue inoefening hiervan, totdat dit 'n leefwyse geword het, eers dan gaan u volwassenheid in Christus bereik. Mense maak te min van die woord van God, want die woord van God is kragtig. Jesus Christus is die lewende woord. Hy is kragtig, sterker en skerper as 'n tweesnydende swaard, wat indring tussen siel en gees, tussen murg en been. Die woord van God maak jou dat jy bloot staan voor God, met wie jy te doen het, want God is die woord en die woord is God. En hoe meer jy met God te doen kry, hoe meer verander hy jou, hoe meer red hy jou, hoe meer vernuwe hy jou, meer laat hy jou groei na die volle volwassenheid van Christus. Ons moet volwasse word in Christus. As mense na ons kyk, moet hulle Christus sien, nie ons ou vlees nie, ons ou natuur nie. Ek gaan nou na die eerste voorbeeld toe, dit is in Johannes 6 vers 26, en ek gaan dit nou met u behandel, dat u net 'n bietjie mooi dink daaroor. Hy sê Johannes 6 vers 26, julle soek my nie, omdat julle die tekens van die vermeerdering van die brood gesien het nie, maar omdat julle van daai brode geëet het en versadig geword het. Nou hier is iets wat Jesus vir die mense wil leer. Hulle soek vir Jesus, en die disippels bring hulle na Jesus toe, en toe hulle daar by Jesus kom, toe sê Jesus, ek weet wat gaan in julle harte aan. Julle soek die wonders en tekens, maar julle soek my nie. Ek is die brood van die lewe, maar julle soek die brood wat ek vermeerder het, die fisiese brood. Moenie werk om spys wat vergaan nie, werk om spys wat vir ewig bly. Soek dit, soek my. Ek is die brood van die lewe. Ek is die manna wat uit die hemel gekom het en vir julle kom leer het en toe gesterf het in julle plek vir julle sonde, opgestaan het, en ek sit nou aan die regterhand van my Vader, totdat hy die vyand 'n voetbank maak vir my voete, en ek tree in vir julle as die hoë priester, as die middelaar tussen God en mense. Die mens Jesus Christus sit daar, die seun van God, maar ook die seun van die mens. Hy is dit, en hy sal dit altyd wees, albei. Nou luister nou mooi, hy sê in Johannes 6 vers 26, julle soek my nie oor die tekens nie, maar julle soek my oor die brode wat julle geëet het. Maar julle soek die fisiese voordeel. Julle soek net hierdie aardse goede, wat tydelik is, wat vergaan. Want daai brood gaan in jou liggaam in, en dit word heimlik uitgewerk as sewage. Maar julle soek nie die brood wat bly nie. Ek is die lewende woord. Julle moet my soek. Nou kom ons doen dit nou, terwyl ons hierdie lees. Hy sê, moenie werk vir die spys wat vergaan nie, dis tydelik, wat bestem is om te vergaan. Maar
om die spys wat bly tot in die ewige lewe. Dit is wat julle moet soek. Wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God, die Vader, verseël as die brood van die lewe, as die ewige lewe, as die opstanding in die lewe, die weg, die waarheid en die lewe. Hy is deur God daarvoor aangestel. Soek die spys wat bly. Die engel sê, wat die Vader verseël het, sê in die Engels in Amplified Bible, has authorized and certified Christ, has put his seal of endorsement upon him. Johannes 6 vers 28 sê, toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werke van God, dat julle moet in Jesus glo. Julle moet in hom glo wat die Vader gekies het, gestuur het. God het sy seël op hom gesit. God het hom alles gemaak wat ons nodig het. Hy is die groot ek is, wat ons altyd nodig sal hê. Sonder hom kan ons niks doen nie. Sonder hom is ons nie meer iets werd nie. Ons is soos niks. Voorbeeld 2. Ek gaan nou vir u lees uit Psalm 45, dis in die aantekeninge. Hierdie Psalm gaan oor leef in gees en waarheid. Ons moet leer om te leef in gees en waarheid. Anderwoorde, dit wat ons in die woord lees, dit wat ons van God hoor, moet ons 'n werklikheid tot geloof, deur geloof tot 'n werklikheid maak. Ons moet dit glo. As jy dit glo, dan word dit vir jou werklik. As jy glo Jesus het vir jou gesterf, dan kom besny hy jou hart. Dan word jou nuwe lewe 'n werklikheid. Dis deur geloof. Jy moet dit glo. As God sê, ek gee vir jou my gees en ek gee vir jou 'n taal, dat jy in tale kan bid, in tale wat nie mense tale is nie. En jy glo dit, dan kry jy dit. Maar as jy dit nie glo nie, jy twyfel, gaan jy dit nooit kry nie. En jy gaan arm deur hierdie lewe gaan sonder 'n taal van die Heilige Gees. Nou sê hy hierso in Psalm 45 van vers 1 af, dis 'n onderwysing. Nou hierdie is 'n onderwysing en ek is 'n onderwyser en ek onderwys u nou in die werklikheid van Christus. Hy sê dis 'n lied van liefde, want hoe so lief het God die wêreld gehad dat hy sy Christus gestuur het. Sy seël op hom gesit het, hom alles gemaak het, hom die hoof van alles gemaak het. U het hom nodig, ek het hom nodig. My hart, hoor nou mooi wat staan in Psalm 45, deur die psalmdigter Dawid. Dawid het naby aan God gewandel. Hy het God as werklikheid beleef. Hy het met daai krag, het hy 'n leeu verskeur, en 'n beer verskeur. Hy het vir Goliat plat geslaan, omdat God vir hom 'n werklikheid was. Hy kon in die geesteswêreld God sien, deur geloof. Dis 'n lied van die liefde. Hy sê, my hart word bewoon deur goeie woorde. Nou, daar's geen beter woorde as die woord van God nie. Nou as jy daar lees van Jesus, hoe hy vir die blinde man vra, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En jy lees dit daar, en jy realiseer dit, en jy aktiveer dit, en jy sien hoe hierdie ding voor jou oë gebeur, jou geestesoë, en jy sien hoe dat Jesus met hom praat, en sy geloof opbou, sodat hy in Jesus kan glo, sodat sy blindheid kan verander in siendheid. Dis 'n wonderwerk, maar vir God is dit niks. En is vir jou wat glo ook niks. So dit is belangrik. En as jy dit dan lees daar, hy sê hierso, my hart word bewoon deur goeie woorde. As jy die Bybel lees en jy lees van Jesus, en dit is so werklikheid vir jou, hierdie wonderlike Jesus wat hy hier doen, en wat hy sê, en dit is so werklikheid vir jou, dan word jy bewoon. Ek huil sommer, as ek van die Here aan hom dink, of aan hom lees in die Bybel, dan dit is vir my so werklik, ek huil in bewondering, ek bewonder hom, hy is amazing, hy is verstommend, hy is lieflik. Dan sê hy so verder, hy sê, hy is veel skoner
as die mensekinders. Nou as ek dit lees, dan sien ek hoe veel skoner Jesus is. Hoe wonderliker hy is as enige mense. Maak nie saak wat se adellikes en koninklikes daar is nie. Man, Jesus is veel skoner as enige geskape mens. So, jy moet dit aktualiseer, jy moet dit werklik maak. Jy is veel skoner, jy is 'n koning. Jy is 'n koning, 'n wonderlike koning wat beter is as enige geskape wese. U is die skepper van al die geskape wesens. U is veel skoner as dit wat geskape is. Daarom het God u geseën vir ewig. Omdat u so wonderlik is. Omdat u so fantasties, so 'n verstommende wese is. 'n Lieflike wese. Mensekinders. Veel skoner as mensekinders. Nie bietjie nie. Baie skoner, baie mooier, baie wonderliker. Het jy hom al gesien? Het jy hom al in hom geglo? Gord u swaard aan. Nou skryf die skrywer, hy sê, Jesus gord u swaard aan, u heup, o held. U majesteit en die heerlikheid. Ja, u heerlikheid. Is die heerlikheid van die Here vir jou 'n werklikheid? Is die Here vir jou regtig so heerlik dat jy in trane uitbars, op jou knieë neerval? Dat jy selfs partykeer lag, of huil, of emosies nie bedaar kan, onder bedwang kan kry nie, maar jou emosies kry vrye teels, en jy bewonder Jesus. Jy moet dit soek, my broer, my suster, dit is 'n werklikheid. Jesus is meer werklik as enigiets. U moet glo in hom, om die werke van God te werk. U moet in hom glo dat hy is, dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Soek jy hom, hy gaan vir u beloon as jy hom regtig soek. Hy is 'n werklikheid. Jy moet glo dat hy is. Prys die Here, ek hoop jy verstaan wat ek vir u sê. Nou, ek moet nou afsluit, die tyd is nou verby. Maar kom ek sluit af, deur te sê, in Psalm 45 vers 12, staan daar, as die koning, wie is die koning? Dis Jesus. As die koning u wat nou na my luister, u wat hoor wat ek vir u leer, as u weet, die koning, begeer u skoonheid, want weet jy wat, hy het vir ons gesterf. Ons is vir hom so wonderlik, dat hy vir ons gesterf het. Hy wil nie gehad het, ons moet saam met die duiwel in ewige verdoemenis wees nie. Hy het ons kom red. Ons is vir hom so wonderlik. Nou, wat hy sê hier in vers 12, as die koning, dis Jesus, u skoonheid begeer, want hy is u Heer. Buig dan voor hom neer. Dit is vir my so wonderlik. Ek hoop, u ervaar die heerlikheid van hierdie koning, hierdie een wat skoner is, as enigiets wat ooit geskape is. Mag die Here u in staat stel, om in hom te glo. In Jesus naam, ek groet u.